Hallo daar almal. 'n Groot welkom aan al my graad 4 slimkoppe. Ek is so opgewonde. Julle is hier vir hierdie spesiale oefensessie vir julle natuurwetenskappe en tegnologie eksamen. Vandag gaan ons 'n bietjie pret hê en kyk wat julle alles weet. Is julle reg om daai breinspiere 'n bietjie te bult? Goed, so, hier's die plan. Ek gaan vir jou 'n vraag vra en dan kry jy 5 sekondes om te dink, dan wys ek die antwoord en dan gesels ons vinnig daaroor. So, maak seker daai dinkmis is lekker stewig op jou kop. Kom ons spring weg. Reg, ons eerste ronde gaan oor gesteentes, ja, daai klippe en goeters wat ons oral rondom ons sien. Kom ons kyk 'n bietjie wat julle alles onthou. Hier kom die eerste een. Hoe word sedimentgesteentes gevorm? Dink mooi. Jou 5 sekondes begin nou. 5, 4, 3, 2, 1. En die antwoord is, wanneer klein stukkies rots en ander goedjies in lae bo op mekaar val en dan oor 'n lang tyd hard word. Jy kan dit amper sien soos 'n reusagtige laagkoek wat die natuur bak, maar dit vat miljoene jare. Goed so. Volgende vraag. Watter rol speel die gewig van al die lae wat bo op lê? Dink weer, 5 sekondes. 5, 4, 3, 2, 1. Presies, al die gewig van die boonste laag druk die onderste laag ongelooflik styf saam. Dis amper soos 'n reuse onsigbare hand wat alles van bo af plat druk totdat dit klipharde rots word. OK, nou vir 'n lekker praktiese een. Kan jy 2 soorte sedimentgesteentes noem en vir ons sê waarvoor ons hulle gebruik? Jou tyd begin nou. 5, 4, 3, 2, 1. Sjoe, julle is slim. As jy aan skalie, sandsteen of kalksteen gedink het, is jy 100% reg. Ons gebruik skalie om bakstene mee te maak, sandsteen vir mure en mooi teëls en kalksteen vir sement. Kyk net hoe belangrik hierdie gesteentes in ons alledaagse lewe is. Baie gedoen met daai ronde. Nou, is julle gereed om 'n bietjie soos tydreisigers te wees, want ons duik nou diep in die verlede in. Ons tweede ronde gaan alles oor fossiele. Dis die leidrade wat die aarde vir ons geloos het oor die lewe van lank gelede. Kom ons begin sommer by die begin. Wat presies is fossiele? Jy het 5 sekondes. 5, 4, 3, 2, 1. En daar het jy dit. Fossiele is die bewaarde oorblyfsels, of selfs net tekens van plante en diere wat miljoene jare terug geleef het. Dis amper soos die aarde se eie baie ou tydskapsule, wat vir ons stories vertel van hoe dinge was. OK, hierdie is 'n slim vraag, want dit bring ons eerste ronde oor gesteentes en hierdie ronde oor fossiele bymekaar. En watter tipe gesteente, en net hierdie tipe, kan ons fossiele vind? Jou 5 sekondes begin nou. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dis reg, sedimentgesteentes. En maak dit nie sin nie, want daardie sagte laag wat oor mekaar neergelê word, is perfek om die oorblyfsels van 'n dier of 'n plant mooi te bedek en te bewaar sonder om dit stikkend te druk. Goed, nou, nie alle fossiele is dieselfde nie, nê? In watter 2 hoofgroepe verdeel ons hulle? En kan jy 'n voorbeeld van elkeen gee? Hier gaan ons. 5, 4, 3, 2, 1. Uitstekend! Die 2 groepe is liggaamsfossiele, dit is die werklike dele van 'n dier soos bene of tande, en spoorfossiele, wat die tekens is dat 'n dier daar was, soos 'n voetspoor in die modder. So die een is amper soos 'n foto van die dier en die ander een is soos die modderige voetspore wat hy agtergelos het. Nou, wie is hierdie superspeerders wat hierdie ongelooflike fossiele bestudeer? Wat noem ons hulle? Dink 'n bietjie daaroor. 5, 4, 3, 2, 1. 'n Paleontoloog, dis 'n kenner, 'n soort geskiedenisspeurder wat fossiele bestudeer om die reuse legkaart van die lewe in die verre verlede aan mekaar te sit. Reg so, maak julle gereed want hier kom 'n groot een, 'n 3-in-1 vraag en dit gaan alles oor ons eie voorouers. So kom ons dink mooi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom ons kyk. Hominide fossiele is die oorblyfsels van ons menslike familieboom. Die wêreldbekende plek waar ons dit kry, is die wieg van die mensdom. En daai ongelooflike skelet se naam is Littlefoot. Is dit nie net fantasties om te dink dit is alles hier in ons eie land ontdek nie?
Julle is briljant. Nou vir ons heel laaste, super vinnige blitsvraag. Hierdie een bring alles bymekaar. Is jy gereed? So, wat gebeur met die hele voedselketting as ons boogrond verloor omdat dit wegspoel? Wat's die gevolg? Dink vinnig. 5, 4, 3, 2, 1. En ja, die antwoord is, dit is presies soos 'n ry dominos wat omval. As daar minder boggrond is, kan minder plante groei. En as daar minder plante is daar minder kos vir die plantvreters soos bokkies. En as daar minder bokkies is, wel, dan is daar minder kos vir die vleisvreters soos die luipers. Sien, alles is aan mekaar verbind. En dit, my vriende, is die einde van ons vasvraag. Julle het fantasties gedoen. Julle het gewys, julle het hard geleer en julle kan regtig trots wees op julleself. Hou so aan leer en ek weet sommer julle gaan vlieg in daai eksamen. Net voor ek groet, hier is iets om oor te droom. As jy vir een dag 'n paleontoloog kon wees, watter oeroue dier se fossiel sou jy die heel graagste wou ontdek? Miskien 'n T-Rex of 'n reusagtige wollerige mammoet? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens julle en alle sterkte.